Môre julle en baie welkom by ons gesels met die Kompasvrou. Ek is Mariette Jordaan en ek is so geseënd om vanoggend weer 'n paar minute met elkeen van julle daar buite te kan deel. Asseblief, like ons blaaie, hou ons blaaie dop, stuur dit vir iemand om hulle te bemoedig en maak hulle dag dat hulle weet hulle is ook spesiaal. Ek wil graag vandag ook soos wat dit my maand is en winter sy voelers begin uitsteek en almal kan sien dit begin lekker koud raak, is dit ook Moedersdag is om die draai. En is ons moeders nie net die beste ambassadeurs wat daar is vir ons gesinne en vir ons huwelike en vir ons kinders nie. Kyk, as ambassadeurs van die gesin en as ambassadeurs van ons kinders, wil ons altyd net die beste daar buite hê en seker maak, almal weet hoe besonder elkeen is en ons sit hulle so met trots daar buite. Maar soos wat ek gepraat oor die woordjie ambassadeur, moet ek vir julle sê, ek gaan deur sosiale media en elke dag sien 'n mens daar's iemand wat aankondig dat ek is 'n trotse ambassadeur van hierdie produk of hierdie maatskappy en jessie, ek kan met soveel trots wil ek aankondig dat ek moet julle vertel van hierdie wonderlike produk en of hierdie klere reeks of jy weet daar's soveel trots wat daar uitgaan saam met om 'n ambassadeur te wees vir 'n sekere maatskappy of 'n produk of vir 'n sekere diens en dit laat my net weer herinner dat as Kompas vroue en Kompas gesinne en Kompas mans en jeug is ons ambassadeurs vir die Here en vir sy koninkryk. En ons vergeet baie keer om met trots onsself daar buite te sit as ambassadeurs. En ek wil julle terugbring na 2 Korintiërs 5 vers 20 toe wat sê, ons tree op as ambassadeurs vir Christus, terwyl God deur ons appel aan julle rig. Ons smeek julle ter wille van Christus, kom tot versoening met God. En die woordjie ambassadeur het soveel wat daarmee saamgaan. As ambassadeur, as jy aangekondig word as 'n ambassadeur vir 'n maatskappy, moet jy professioneel optree en jy moet altyd met waardes daar buite wees en jy moet vertel en hierdie maatskappy se brand moet jy vir hulle groei en net die beste en die mooiste daar buite sit en jy self met hierdie produk, jy weet, gebruik en daar buite sit en voorstel. En soos wat Paulus ook, toe hy in Efesiërs gesê het, jy weet, hy sê in Efesiërs 6 vers 19 tot 20, bid ook vir my, dat wanneer ek moet praat, woorde aan my gegee sal word om met vrymoedigheid die geheime plan van die goeie nuus bekend te maak. As ambassadeur, hierdie goeie nuus, as ambassadeur van hierdie goeie nuus is ek in boeye. Bid dat ek, soos dit hoort, die goeie nuus met vrymoedigheid sal verkondig. En ons moet regtig ook as ambassadeurs van die Here moet ons die vrymoedigheid hê en ons moet met trots daar buite kan sê, ek is met trots ambassadeur vir die Here. Ek is met trots, is ek 'n ambassadeur vir die koninkryk. En jy moet dit ook daar buite kan, jy moet die lig wees en jy moet dit lewe en die waardes daar buite sit as ambassadeur van die Here en van God se koninkryk. Mense moet God se koninkryk en sy ambassadeurskap in jou kan sien in wie jy is en wie jy daar buite is. Die lig en die sout wat jy is vir die aarde. Die kompas wat jy is vir ander. Jy moet kan met trots ook bid elke dag en vir die Here vra, Here, help my, asseblief Heilige Gees, rus my toe, dat ek as u ambassadeur die regte woorde kan spreek, die regte reaksies het, die regte Jesus, ek wil amper sê footprint daar buite kan sit en dat ek nooit sal skaam wees of dit sal wil wegsteek dat ek 'n ambassadeur vir u is nie. En daarmee wil ek julle almal ook los vandag en ek wil 'n kort gebed doen en ek wil vra dat die Here die regte woorde en die regte waardes en die regte lig weer in jou sal wakker word en wakker maak om te brand as 'n ambassadeur van die Here en van sy koninkryk. Ons moet opnuut weer daai vure binne in ons aan die brand steek en soos wat die Engels so lekker sê, we need to ignite the fire.
en ons moet weer as ambassadeurs brand vir God en vir sy koninkryk en vir die Here en dit met trots doen, maar ons moet ook bid en vra dat die Heilige Gees ons sal lei, dat wanneer ons in aanraking kom met mense of in situasies, dat ons werklik daai lig as ambassadeur sal uitleef. Ek wil gou net 'n gebed doen vir elkeen van julle. Here, waar ek die geleentheid het om vir elkeen 'n gebed te sê wat vandag ingeskakel is op ons gesels met die Kompasvrou. Here, wil ek bid en ek wil vra, Heilige Gees, wees hulle kompas. Leer hulle, onderrig hulle en lei hulle in die waarheid en geef hulle die regte geleenthede om elke dag in elke situasie en alles wat hulle doen op te tree en die lig sal wees en ook 'n kompas sal wees vir ander om as ambassadeurs op te tree. Daarby te sit die regte woorde in hulle gedagtes, in hulle harte en in hulle monde. Heilige Gees, beweeg in deur hulle en verwyder enige iets wat nie van U af is nie. Dankie Here vir die voorreg om almal in gebed op te dra daar buite. Ek wil net vir julle sê, onthou, dit is nie altyd maklik om ambassadeur te wees vir die Here nie, maar ons het die voorreg om te onthou dat Jesus het vir ons aan die kruis gesterf en hy het alreeds vir ons oorwinning gegee daar buite. Vra elke dag vir die Heilige Gees om jou kompas te wees, om jou te onderrig en jou bekwaam te maak, om sterk te staan, om die goeie nuus daar buite te sit as ambassadeur van die Here. Tot volgende maand, selfde tyd, selfde plek. Ek kan nie wag om julle te sien nie. Lekker dag en lekker maand vir julle.